Kom ons lees saam uit Paulus se brief aan die Efesiërs. Efesiërs 5, ons gaan lees vanaf vers 15 tot 21, net 'n paar verse. Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot 21. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Hierdie laaste vers, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, behandel Paulus dan verder in detail. Hy pas dit toe op die huweliksverhouding. Jy sal dit sien die res van hoofstuk 5. En dan pas hy dit ook toe op die ouer-kind verhouding in hoofstuk 6, die eerste paar verse. Nou gaan hy dit ook toepas op die werkgewer-werknemer verhouding. Dit is hoe hierdie gedeelte dan verder daar uitsien. Ons teksverse vanaand, broeders en susters, is vers 20. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Paulus skryf in Efesiërs 5, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Weet jy, broeders en susters, wanneer ek en jy in gebed voor die troon van die Here staan, dan kan ons eintlik maar net neerval en God aanbid en hom loof vir wie hy is en vir wat hy alles in ons lewe doen. Ons het reeds in hierdie reeks oor die gebed, het ons uit Openbaring 4 stilgestaan by die lof wat ons in ons gebede aan die Here moet bring. Ons het al stilgestaan by die aanbidding van die Here, vir wie hy is en vir wat hy doen. Maar weet jy, 'n baie belangrike ander aspek of faset van ons gebed is om die Here te dank. Kom ons sê dit doeteenvoudig, om dankie te sê. Om dankie te sê vir 'n magdom seëninge wat ons letterlik elke dag onverdiend van die Here ontvang. Weet jy, om die Here in alles en oor alles te dank, is een van die besonderse kenmerke van 'n geesvervulde kind van die Here. Jy kan weer kyk na Paulus as hy skryf hier in Efesiërs 5. Hy begin deur te sê, laat die Gees julle vervul. En dan direk daarna, dan noem hy 3 kenmerke van 'n geesvervulde lewe, van 'n geesvervulde kind van die Here. Hy begin deur te sê, sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Die eerste kenmerk van 'n geesvervulde kind van die Here.
Die tweede is, dank God die Vader altyd oor alles, in die naam van Jesus Christus. Tweede een. Dan die derde kenmerk van 'n geesvervulde kind van die Here is, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die 3 kenmerke wat hy hier uitlig van 'n geesvervulde lewe. Kan jy sien hoe belangrik hierdie aspek, jou dank aan die Here, vir jou en my geloofslewe is? 'n geesvervulde kind van die Here sien alles raak wat die Here vir hom doen. En hy kom terug na die Here toe in die grootste en diepste dankbaarheid. Nou, broeders en susters, ons gebruik die woord dankie relatief baie, nie waar nie. Maar ek dink nie ek is verkeerd as ek sê dat hierdie woordjie in ons omgangstaal amper iets van sy krag verloor het. Dat hy amper leeg geword het. En daarom gebeur dit baie dat mense na jou toe kom en sê, "Jo, maar ek weet nie hoe om vir jou dankie te sê oor wat jy nou gedoen het nie." Of dat iemand na jou toe kom en sê, "Weet jy, ek het nie woorde om vir jou dankie te sê." Dankie, net die woord klink so leeg en so hol. Ek het nie woorde om vir jou dankie te sê nie. Weet jy, in die Bybelse tyd was dit bietjie anderster. Dankbaarheid was nie so seer iets waaroor jy gepraat het nie. Dit was nie so seer iets wat jy in die eerste plek mondelings aan iemand sou oordra nie. Maar dit was iets wat jy gedoen het. As iemand iets vir jou gedoen het, as hy iets goeds aan jou gedoen het, dan het hulle dankbaarheid gesien dat jy dit wat daardie persoon aan jou gedoen het, aan hom moet terugdoen. Dat jy iets soortgelyks aan hom sal terugdoen. En so sou jy dan jou dankbaarheid bewys teenoor daardie persoon. Dankbaarheid het dus 'n verpligting op jou geplaas. Jou lewe en die lewe van die een wat vir jou goed was, wat jou gehelp het so eintlik in mekaar gevleg. Mens kan amper sê, jou belange en daardie persoon se belange het in mekaar geloop. Julle sou voortaan by mekaar se belange betrokke wees. In die Bybelse tyd het mense daarom nie in die eerste plek mondelings vir mekaar dankie gesê nie. Maar hulle was daarop gefokus, daarop ingestel om 'n dankie te doen. Maar weet jy, wanneer die persoon wat aan jou goed gedoen het, jou meerdere was, dan moes jy nie net met jou optrede vir hom jou dankbaarheid bewys nie, maar dan was jy ook onder die verpligting om met jou woorde vir daardie persoon dankie te sê. Want deur vir daardie persoon mondelings dankie te sê, en deur vir hom dankie te sê ook voor ander mense, jy sy eer gedien.
Het jy sy aansien ook in die oë van ander mense verhoog? En weet jy, hierin lê waarskynlik ook die rede hoekom daar in die Bybel so dikwels gepraat word van ons dank aan die Here. Weet jy kan dit maar gerus gaan naslaan. Hoeveel plekke word daar in die Bybel nie gepraat van bring julle dank aan die Here, dank die Here, wees dankbaar. Mense kan amper sê dit is een van die belangrikste kenmerke van 'n gelowige. Hy is dankbaar en hy bring sy dank aan die Here. Hy is immers die groot meerdere. Hy is die een wat alles vir ons gee en wat vir jou en vir my sorg elke dag. En nou moet sy eer, nou moet sy aansien groot gemaak word deur ons. Sy eer en sy aansien moet verhoog word ook deur ons woordelikse dankbaarheid teenoor die Here. En weet jy, dis hoekom dank wat jy aan die Here bring en lofbetuiging wat jy aan die Here bring, dat die twee in die Bybel amper pasmaats is. Dink vir 'n oomblik aan daardie 10 melaatse mans wat deur ons Here Jesus genees is. Jy onthou, net een van hulle het uiteindelik teruggekom om vir die Here te kom dankie sê. Net een. Maar wat doen hy? Hy prys en hy eer God hardop. Hy prys en eer God vir wat hy in Jesus Christus vir hom gedoen het. Sy dankbaarheid het hy ten aanhore van baie mense het hy uitgedruk in groot lof wat hy aan die Here gebring het. Ware dankbaarheid, my liewe broer en suster, is nie maar bloot 'n dankbare gevoel hier binne in my wat kant nog wal raak nie. My dankbaarheid teenoor die Here moet ek verwoord. Ek moet dit vir hom sê. Daar waar ek en hy alleen in gebed is. Ons moet dit vir hom sê as ons so by mekaar is as sy gemeente. En ons diepe dankbaarheid vir alles wat hy vir ons gee en hoe wonderlik hy vir ons sorg. Moet ons aan hom die eer toebring, die lof. Want dit moet hom toekom. Maar ook as ek van my knieë af opstaan en tussen baie ander mense rond beweeg, dan moet hy ook die eer kry uit my mond vir dit wat hy in my lewe doen. Want ontvang ek nie maar alles uit sy hand nie. Is dit nie maar hy wat alles vir my moontlik maak nie. Paulus skryf, hy moet altyd in alles gedank word. Nou broeders en susters, ons kan nie net by dankie sê en lofbetuiging aan die Here bly nie. Ware dankbaarheid is om ook dankie te gaan doen.
Mens kan sê, dit wat die Here vir ons gee, dit wat die Here aan ons vir ons doen, moet ons uit dankbaarheid eintlik maar weer aan hom teruggee. En daarom is dankbaarheid nie 'n maklike saak nie. Dit vra ongelooflik baie. Bybelse dankbaarheid is nie goedkoop nie. Ek kan dit nie maar vinnig op my lysie aftik as gedoen nie. Dit vra baie meer ook as net woorde. Dink vir 'n oomblik. Wie het aan jou en aan my die lewe gegee? Wat behoort jy dan eintlik uit dankbaarheid aan die Here terug te gee? Jou lewe. Jou lewe behoort aan hom. En daarom moet jy jou lewe leef vir die Here. Die Paulus sê dit eintlik vir my so mooi in Romeine 12. As hy daar ook praat oor ons dankbaarheidslewe, hy sê, gee julleself, jouself, jou lewe, alles wat jy is, gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer aan die Here. Dink 'n bietjie verder. Wie het vir jou alles gegee wat jy besit? Wat behoort jy daarom aan God terug te gee? Ja, dit wat jy besit. Want wat jy het, kom totaal en al van hom. Hy het jou 'n rentmeester gemaak oor dit wat hy aan jou gee. Hy gee dit aan jou en hy gun jou om dit te geniet. Maar hy sê, gebruik dit tot my eer. Wend dit aan tot my eer. Gebruik dit om my koninkryk te dien. Want alles wat jy het ek vir jou gegee. Dink 'n bietjie verder, broeders en susters. Wie het aan jou en my gesondheid gegee? Wie gee aan ons, lewenslus? Wie? Wat behoort ons dan aan die Here terug te gee? Natuurlik my gesondheid, my lewenslus. Mag my lewe ten volle geniet. Die Here gun dit my. Maar hy wil hê dat ek hom daarmee sal verheerlik. Hom daarmee sal dien. Dink 'n bietjie, wie het aan jou genade op genade gegee? Wie het aan jou 'n nuwe lewe in Jesus Christus gegee? Die Here, ja. Wat behoort ons dan om terug te gee? Uit dankbaarheid. 'n nuwe lewe onder beheer van die Heilige Gees. 'n lewe van ware kunskap voor die Here. 'n lewe van groeiende liefde vir hom, 'n lewe van
groeiende gehoorsaamheid aan hom. Dankbaarheid in 'n gelowige se lewe, broeders en susters, beteken dan ook 'n lewe van groeiende toewyding aan die Here. Weet jy, dis om op jou knieë te gaan voor die Here en vir die Here te sê, Here, ek is U se. Here, ek behoort nie aan myself nie. Here, ek behoort aan U. Ek behoort aan U met alles wat ek het en is. Toewyding aan die Here. Is dit woorde, broeders en susters, wat nog oor jou my gebedslippe kom? Here, ek is U se. Is dit dalk te veel gevra van ons? Is daar dalk nog baie fasette van my lewe dat ek vir myself wil hou? Weet jy, broeders en susters, Bybelse dankbaarheid is nie goedkoop nie. Dit vra ons hele lewe in dankbare diens aan die Here. Dit vra dat ek elke faset van my lewe meer en meer diensbaar gaan maak aan die Here. Dat ek elke faset van my lewe meer en meer uit dankbaarheid aan die Here sal teruggee. 'n Kind wat diep dankbaar is voor die Here, gaan daarom as hy op sy knieë gaan, ook vir die Here vra, Here, help my om my werk, my huwelik, my gesin, dit wat U vir my gee, help my om my optrede teenoor ander mense, help my tog om dit diensbaar aan U te maak. 'n Dankbare kind gaan ook bidden van die Here vra, Here, help my om daai swart kolle van my lewe uit te wis. Here, help my om daardie verkeerde begeertes dood te maak, dit uit my lewe uit te kry. Want Here, ek weet, ek behoort aan U. Ek behoort aan U met alles wat ek is en het. Om ons syne te maak, broeders en susters, het God sy seun gekos. Om nou syne te wees, vra ook ons dankbare alles. Dit vra woorde van lof en dank waarin ek die eer aan God toebring. Dit vra vir my gebedslewe 'n diep dankbaarheid waarin ek God verheerlik vir alles wat ek van hom ontvang. En nie net in my gebed nie, ook voor ander mense. Moet hy die eer ontvang vir dit wat hy aan my gee. Want alle eer moet aan hom toe kom. En dan vra dit ook van jou en my 'n dankie doen, 'n dankie leef. Om my alles
letterlik alles, meer en meer in diens van die Here te stel. Paulus skryf, dank God die Vader altyd oor alles, in die naam van die Here Jesus Christus. Mag jou en my lewe daarom 'n lewe van lof en van groot dank aan die Here wees. Elke dag weer van vooraf. Want elke dag leef ek en jy vanuit sy hand. Elke dag leef ek en jy van sy genade. Amen. Here, ek is u sin. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan u, want u het ons losgekoop. Na liggaam en gees het u ons losgekoop om aan u te behoort. Here, ons behoort met alles wat ons is en het aan u. Ons leef maar net elke dag uit u hand en deur u genade teenoor ons. Here, wil u ons oë oopmaak om in ons lewe te kan raak sien hoe goed u vir ons is. Maak ons oë oop om in die groot en in die klein dinge u sorg te kan raak sien. Here, maak ons dankbaar. Mag ons in ons gebede u verheerlik, u groot maak uit diepe dankbaarheid. Laat ons ook nie skaam wees om in hierdie wêreld voor ander u te erken as die een uit wie se hand ons leef en alles ontvang nie. Mag ons u eer ook voor ander. Want u sorg vir ons. U is ons God. En help ons, Here, om maar nie net praters te wees nie, maar om ook werklik dankbaar te kan leef. Geef vir ons daardie genade om elke faset van ons lewe, alles, aan u toe te wy, gerig op u eer, diensbaar aan u, diensbaar ook in u koninkryk. Geef vir ons hiertoe die krag van u Gees, Here, want aan u kom toe alle lof, alle eer. Aan u kom toe al ons liefde, al ons toewyding. Want u is vir ons goed. U is ons Vader. U is ons God. U is ons Verlosser. Leer ons, Here, ware dankbaarheid. Mag ons dit voortdurend van u afbid, dit van u afsmeek, sodat ons hierin mag groei en u werklik verheerlik. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.